Dis sielskoffietyd. Is jy dalk een van daardie mense wat sukkel om 'n besluit te neem? Selfs 'n doeteenvoudige keuse om te maak, laat jou bloed sweet. Watter een moet jy kies? Watter kant toe moet jy draai? Of wat staan jou nou te doen? Vir sommige van ons is 'n besluit deel van ons alledaagse menswees en maak ons besluite outomaties, soos asemhaal. Vir ander is dit nie so maklik nie, want daar is soveel opsies om te oorweeg. Wat sal die mense sê as ek die verkeerde besluit neem? Of wat as my besluit geld kos en tot niks lei nie? Alles natuurlik heel wettige en verantwoordelike vrae. Om 'n besluit te neem kos moed en wysheid, veral as dit 'n lewensveranderende besluit is om te neem. Om 'n deeglike besluit te neem, definieer eerstens die probleem duidelik en samel genoeg relevante inligting daaromtrent in. Bepaal dan wat die alternatiewe en potensiële gevolge is in vergelyking met die doelwitte en waardes. Weeg dan die voor- en nadele teen mekaar op en vertrou jou intuïsie voor jy die finale besluit neem. Dis makliker gesê as gedoen, mag jy dalk sê. Ek weet ja, want ek was ook al 'n paar keer daar, waar geen besluit makliker is as die besluit self. Ons is geneig om meeste goed in ons lewens te oordink, en dit veroorsaak graag afleidings en steurnisse in ons lewens. Om 'n probleem te lank te oordink, mag die rede wees hoekom ons sukkel om enige besluit te kan neem. Geen oplossing bring die perfekte uitkoms nie, en daarom stel jy uit om 'n besluit te neem. Iemand anders doen dit makliker, deur die kans te vat en te besluit, goed of sleg. Nie omdat hulle slimmer of meer inligting het nie, maar omdat hulle kies om 'n besluit te neem en bereid is om met die uitkoms daarvan saam te leef. Daarom bly hulle vorentoe beweeg. En die wat nie tot 'n besluit kan kom nie, bly egter agter en vasgevang op dieselfde plek. Want besluitloosheid veroorsaak vertraging. 'n Besluit bly nodig om vooruit te beweeg. Almal van ons het die vermoë om 'n besluit te kan neem, want God het die mens gemaak om te kan kies. Die lewe gee ons geen waarborge nie. Ons weet nie altyd hoe dinge gaan uitdraai nie. Daarom bly jy beweeg deur aanpassings te maak, te leer en te groei. Maar as jy te lank stil staan, sal jy sien hoe ander mense vorentoe beweeg met die helfte van die inligting en dubbel die moed. Die maldeel van dit als is dat die meeste dinge wat ons te veel oordink, nooit gebeur, soos ons dit in elk geval vir onsself voorgestel het nie. Soms is ware groei nie in die perfekte keuse nie, maar wel om te leer om jouself genoeg te vertrou om te kan kies. Want stilstaan beskerm jou nie. Dit hou jou net aan die gang, terwyl almal anders aanhou leef en jou verbygaan. En die belangrikste van alles is, vertrou God met elke besluit wat jy neem.